Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 13de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: publikasie van matriekuitslae word kinders se privaatheid geskend. Nuushooftrekke vir vandag: minister gaan onwettige besetters van staatshuise laat uitsit deur die howe. Word kinders se privaatheid geskend met die publikasie van matriekuitslae. Mercedes en GWM gaan Oos-London se aanlegte moontlik deel. Blyperk vir SANW-soldate is nie reg vir hulle om in te bly nie. Blitsbokke speel hierdie naweek in New York in Sevens toernooi. Bullenstormers môre in VRK stryd gewikkel. Die inligtingsreguleerder het in die uitspraak van 12 Desember verlede jaar bloedneus gekry teen die Departement van Basiese Onderwys en AfriForum. Dit het gevolg op die inligtingsreguleerder wat 'n kennisgewing uitgereik het wat die departement belet het om uitslae te publiseer. Advokaat Kennedy Tsatsawane vir die inligtingsreguleerder het gister 'n aanlyn sitting voor 'n volbank regters van die Hooggeregshof in Pretoria aangevoer. Hulle doen aansoek om verlof tot appel moet toegestaan word omdat daar 'n redelike vooruitsig bestaan dat die appelhof in sy guns sal beslis, asook dat daar oortuigende redes is vir waarom die saak deur die appelhof aangehoor behoort te word. Verder het hy aangevoer, die hof het gefouteer deur die definisie persoonlik identifiseerbare inligting in sy uitspraak te gebruik omdat daardie presiese bewoording volgens hom nie in Popia bestaan het nie en daar nie in hierdie saak debat afgevoer is nie. Die sentrale kwessie gaan nie oor die definisie nie, maar of 'n leerling identifiseerbaar is op grond van die inligting wat gepubliseer word, want as hy identifiseerbaar is, sou dit neerkom op persoonlike doeleindes volgens Popia. Die applikant sê hy benodig regulatoriese sekerheid oor Popia, maar is nie nodig om die appelhof te nader om die bepalings in Popia te vertolk nie, is daar gesê. Dean McPherson, minister van Openbare Werk en Infrastrukture, het gister aangekondig dat hy sy departement opdrag gegee het om die nasionale audit te doen, waarin met staatseiendomme onwettig of sonder die nodige reg beset, sal die departement nie huiwer om kennisgewings van ontruiming uit te reik nie, en hy sal regstappe instel waar nakoming nie plaasvind nie, so sê McPherson aan die media. Die koerant het vroeër berig, die DA het verlede maand klagtes teen regter Daniel Toolare van die Hooggeregshof in Kaapstad by die regterlike gedragskommissie ingedien weens 'n onregmatige besetting van 'n staatswoning in Kaapstad. Toolare se huurkontrak, in gevolge waarvan hy net R900 per maand vir die 4 slaapkamer eiendom betaal, het in 2016 begin en in 2018 verval, maar hy bly steeds in hierdie staatswoning. Die proses sal ook eiendom identifiseer wat moontlik sonder geldige huurooreenkomste beset word, of waar inwoners steeds in staatswonings bly, al voldoen hulle nie meer aan die kwalifiserende kriteria nie. Mercedes-Benz oorweeg tans om sy vervaardigingsaanleg in Oos-London met die Chinese vervaardiger Great Wall Motors, oftewel GWM, wat onder meer Haval motorvoertuie vervaardig, te deel. Mercedes-Benz streef veral daarna om te verseker dat al sy vervaardigingsaanlegte wêreldwyd mededingend bly op 'n optimale bedryfspunt en om aan te pas by nuwe vereistes wanneer nodig, so het Mercedes-Benz aan Bloomberg gesê sonder enige verdere kommentare. Ooreenkoms is nog nie gefinaliseer nie en die maatskappye kan ook alternatiewe samewerkings oorweeg. Mercedes-Benz vervaardig die C-klas sedert 1997 in Oos-London en voer dit na Amerika uit. President Donald Trump se 30% tariewe op Suid-Afrikaanse goedere wat vir Amerika bestem is, bedreig egter nou die lewensvatbaarheid van hierdie aanleg in Oos-London. Slegs 1 uit 3 motors wat in Suid-Afrika verkoop word plaaslik vervaardig, 'n afname van 56% teenoor 20 jaar gelede. 'n Vrystaatse man was gistermiddag nog in 'n kritieke toestand nadat Amerika in 'n motorfietsongeluk betrokke was, sê Oosthuizen, wat 21 jaar oud is, 'n oud leerling van Bethlehem Voortrekker Hoërskool in die Vrystaat, werk op 'n seiljag wat tussen Nieu-Seeland en Amerika en die Bahamas vaar. Oosthuizen het in 2022 aan die hoërskool BVHS gematrikuleer. Versoeke vir gebede vir Oosthuizen het intussen ook ingestroom. Hy is veral lief vir motorfietsse en om nuwe vlekke te verken en hy is baie lief vir sport, veral rugby, gesê. Hy werk as 'n dekkel op 'n seiljag. Die koerante verneem die 7de Suid-Afrikaanse Infanteriebataljon 7 saai wat in Palaborwa in Limpopo gestasioneer is en of lede van die 8 saai van Appington is veronderstel om in die Weskaap ontplooi te word.
Daar is ook gesê dat die weermaglede eers 'n oorbruggingskursus moet doen oor hoe om op te tree wanneer hulle met die publiek te doen het. Lede is veronderstel om op die weermagbasis van 9 saai tussen Eerste Rivier en Khayelitsha gehuisves te word, as gesê. Die barakke hier is volgens weermagbronne egter heeltemal onbewoonbaar. Hulle sê daar is onder meer geen wasgeriewe en die toilette bly hier die hele tyd verstop. Artikel 201 van die grondwet vereis dat die president die parlement onmiddellik in kennis moet stel wanneer die Suid-Afrikaanse nasionale weermag aangewend word, sodat die parlement toesig daaroor kan uitoefen. 'n Chinese man is in Nairobi in hegtenis geneem nadat die owerheid meer as 2200 lewende tuinmure in sy bagasie op die land se grootste lughawe ontdek het. Hy het na bewering ook 3 medepligtiges genoem wat die mure aan hom verskaf het. Kenners sê die onwettige handelde mure neem toe omdat versamelaars groot bedrae vir hierdie mure betaal. Kenia Wildlewediens het die hof gevra vir meer tyd om sy ondersoek verder te kan voltooi. Rond Lamola, minister van internasionale betrekkinge en samewerking, is van mening dat die heersende klimaat wat insluit Amerika en Israel se aanvalle op Iran en Iran se vergeldingsaanvalle op die golfstate skokgolwe deur die wêreld gestuur het. Die internasionale stelsel word gekenmerk deur verhoogde geopolitiese spanning, ekonomiese onstabiliteit, klimaatskokke en die ontwrigtings in wêreldvoorsieningskettinge. Volgens hom gebeur dit op die slegste moontlike tydstip net wanneer die talle ekonomieë in die streek begin herstel het van die COVID-19 pandemie en die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dit kan gevolge inhou vir beleggingsvloei, groeivooruitsigte en die ontwikkelingsfinansiering in ons streek, het hy gesê. Die Suid-Afrikaanse lugdiens het hulle kaartjiepryse verhoog nadat die prys van olie die hoogte ingeskiet het weens die konflik in die Midde-Ooste. 'n Tydelike brandstofbybelasting het gister in werking getree. Reeds bespreekte kaartjies bly onveranderd. Dit is slegs van toepassing op nuwe besprekings en verandering in vlugte wat voor of 12 Mei vertrek. Lift en SAL sal voortgaan om ontwikkelinge en brandstofmarkte hier dop te hou. Kirby Gordon, bemarkingshoof van FlySafair, benadruk die bybelasting is 'n tydelike maatreël. Die SAL verwag geen onmiddellike ontwrigting van brandstofvoorsienings nie. Astron se raffinaderry is sedert middel Februarie tot einde April vir instandhouding gesluit. Astron het nog geen terugvoering hieroor aan die media verskaf nie. Jaden Nel, wat 20 jaar oud is van dese week na New York ontbied, waar die Blitsbokke hierdie naweek in die 6de seisoen van hierdie seisoen se Sevens reeks gaan speel. Hy neem die plek in van die beseerde Christie Grobbelaar en sal sy buiging vir die Blitsbokke maak as hy speelkans in New York kry. Nel, 'n voorspeler in Sevens rugby, het al by meer as een geleentheid vir die Blitsbokke se A-span, die naasbenstes, diens gedoen. Die Blitsbokke kom môre in groepwedstryde in New York teen Nieu-Seeland, Frankryk en Australië te staan. Afrika en Fiji is die enigste spanne wat nog in die wedloop is om hierdie seisoen se liga-wenner gekroon te word. Albei spanne is op 86 punte. Na die New York toernooi word die wêreldkampioenskap oor 3 toernooie beslis. Die Franse flank Oscar Jegou sal die Hane se deurslaggewende 6-nasie toets môre teen Engeland misloop nadat 'n onafhanklike tugkomitee hom vir 4 weke geskort het. Die komitee het beslis dat die voorval waarin die Skotse haker Evan Ashman betrokke was, 'n rooi kaart geregverdig het. Die komitee het die klag gewysig van opsetlike oogkontak na roekelose kontak met die oë en uitwysing is gehandhaaf. Geen beserings is veroorsaak nie en daar was geen verswarende faktore gesê, het die komitee bygevoeg. Jegou behou die reg om te appeleer. Spelers wat skuldig bevind word aan oogkarpery kan vir 12 weke of tot so lank as 4 jaar uit rugby geskort word. Al die lede van die Australiese en Engelse spanne by die EOF-toetse van 1977 ook op die MCG gespeel het, is op koers om die geleentheid by te woon. Wyle koningin Elizabeth II was by daardie wedstryd. Die amptenare is hoopvol dat koning Charles sal in 2027 hierdie reis ook onderneem. Ons sal verseker dat 'n koninklike besoek beslis daar is vir die eerste aflewering. Op dag 1 is gesê, dit sal die eerste keer wees dat die MCG 'n dag aantoet vir mans aanbied. Meer as 125.000 kaartjies is reeds verkoop. Die laaste Proteas wat in Indië gestrand was, weens die konflik in die Midde-Ooste, is op pad na Suid-Afrika toe. Suid-Afrika se halfeindstryd teen Nieu-Seeland in die T20 Wêreldbeker toernooi was op 4 Maart op Eden Gardens in Kolkata. Die internasionale kriketraad sê die laaste groepie spelers van Suid-Afrika en die Wes-Indiese eilande het vertrek nadat hulle vir meer as 'n week in Indië moes agtergebly het. Internasionale vlugte is in chaos gedompel nadat lugdienste vlugte gekanselleer of herlei is weens die oorlog in die Midde-Ooste.
Die IKR het Woensdag beweringe van vooroordeel verwerp nadat Engeland slegs 36 ure na sy halfeindstryd met 'n huurvlug huis toe vertrek het. Die Kaapenaars was onoorwonne in die eerste paar maande van die VRK-kompetisie, maar het hulle laaste 3 wedstryde verloor en het in hierdie proses van die eerste op die puntelys na die 5de plek teruggesak. Afgesien van tuisveldvoordeel het die Bulle ook goeie momentum. Marcel Coetzee, flankerkaptein van die Bulle, wys daarop dat die Stormers die laaste paar seisoene 'n gewoonte daarvan gemaak het om hulle partytjie op Loftus te bederf. Die Bulle het in hulle laaste 2 kragmetings groot seges oor die Leeu's en die Haie beklink en Coetzee sê die vasbytsege oor Pau in Frankryk op 16 Januarie in die Kampioenebeker kompetisie was hulle keerpunt gewees. Môre se wedstryd word as die stryd van die loskakels beskryf met Handré Pollard wat met verwagting teenoor Sasha Feinberg en KwaZulu sal stelling inneem. Pollard wat Woensdag sy 32ste verjaarsdag gevier het, sal wil wys hy steeds die voorste nommer 10 in Suid-Afrikaanse rugby nadat hy verlede seisoen in net 4 toetse vir die Suid-Afrikaanse span begin het. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuig registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so. Messina 1923, Polokwane 14-18, Lephalale 16-22, Mbombela 15-18, Mahikeng 13-26, Pretoria 14-18, Johannesburg 12-19, Ermelo 10-13, Kalahari 20-32, Gaborone 16-24, Richards Bay 18-34, Pietermaritzburg 15-30, Durban 18-29, Port St Johns 17-34, Pongola 18-27, Maputo 20-22, Bethlehem 11-25, Bloemfontein 14-28, Allewal Noord 15-30, Welkom 15-27, Vryburg 16-29, Kimberley 17-31, Appington 22-34, Prieska 21-34, Springbok 24-37, Karasburg 24-35, Keetmanshoop 24-34, Mariental 19-33, Alexanderbaai 18-37, Brandvlei 25-36, Loederitsbaai 22-41, Vredendal 24-41, Kaapstad 20-29, Sutherland 20-31, George 20-37, Jeffreys Bay 20-36, Cabarra 21-39, Graaff-Reinet 20-33, Kaaphooglas 19-29, De Aar 20-31, Molteno 14-27, Beaufort Wes 24-36, Oos-London 17-35, Mabalane 20 en 26 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R16.78 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.89, 'n euro verhandel teen R19.33, 'n pond kos R22.40, die yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $2,151, palladium per fyn ons is $1,635, silwer per fyn ons is $84.88, goud per fyn ons is $5,098, Brent olie per vat is $91.98. Gedagte vir die dag: dit maak nie saak hoe stadig jy vorentoe beweeg nie, solank jy net nie stop nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename naweek word vir almal toegewens.